En baie goeiemôre aan elkeen, en dit is my vrou se besondere voorreg om vir elkeen 'n baie geseënde nuwe jaar toe te wens. Mag jy omring wees met die genade van die Here ook in oorvloed in die komende jaar. Ek deel graag met u vanoggend Johannes 1 vers 29, en dit is die woorde van Johannes die Doper, en hy sê: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dan kan jy hoor dat daar is 'n definitiewe gerigtheid. As hy sê, daar is die lam van God, hy wil hê dat ons moet in daardie rigting baie stip en baie noukeurig kyk. En mag dit van ons waar wees, ook in hierdie nuwe jaar. 'n Stip, deeglike kyk na die lam van die Here. En is nodig om dit vir mekaar te sê, want daar's baie dinge wat ons aandag in beslag neem. Dis weer 'n vol jaar met allerlei uitdagings. Ou kan maklik jou oog van die Here Jesus afhaal. En hierdie teks wil ons oproep om deurentyd ons oog op die Here gerig te hou. Ek herinner u graag daar in die Ou Testament het die volk 'n opdrag van die Here ontvang dat hulle moes elke dag 2 lammers aan die Here offer, soggens en saans. Nou ja, wat sê dit vir u? Dit sê natuurlik dat ons daar moet omring wees met die gedagte dan ook dat ons met die Here versoen is, en daarmee saam ook dat ons nodig het om elke dag, soggens en saans, ons sonde voor die Here te bely. Is dit nie wonderlik om te weet dat sondige mense met die Here versoen is nie? Noodwendig bring dit ons tot 'n lewe van dankbaarheid. As ons 'n lewe kan leef van dankbaarheid in 2026, gaan ons ongetwyfeld 'n vol en geseënde jaar hê. Maar dit kan ons alleenlik regkry as ons deur die werking van die Heilige Gees sal onthou en mekaar daaraan ook herinner wat die Here ook vir ons gedoen het. Ons het die heerlike voorreg natuurlik om dit ook deur die loop van die komende jaar, as die Here so wil, dat dan ook te vier met die besondere feeste wat ons het, as ons nagmaal vier, en natuurlik ook wanneer ons kom by Pinkster. Dink maar gerus daaraan dat in die Ou Testament was daar ook dan die eersteling gerf wat gebring moes word, dan ook aan die Here. Dit het gebeur op die Sabbatdag, en saam met dit moes jy natuurlik ook dan nou 'n lam aan die Here offer, en dan 50 dae later, dan, en ons praat dan daarvan op die Sondag, as op die Sondag, dan word die eerstelinge, die fees van die eerstelinge, dit staan dit as bekend, maar dan word daai eerstelinge vir die Here gebring, om te sê, Here, dankie vir hierdie eerste vrugte. Daarmee saam is 7 lammers geoffer, en ook weer 2 as 'n dankoffer. Nou as jy nou hoor, dis 50 dae nadat die eersteling gerf gebring is, dan dink ons aan daai eersteling gerf is natuurlik die Here Jesus wat opstaan uit die dood, en maar dis vooraf gegaan deur die lam van God wat vir ons geoffer is. En as daardie fees van die eerstelinge aanbreek, dan is dit ook so dat die Here Jesus dan die eerstelinge inbring wanneer die Heilige Gees uitgestort word. En dan moes die lammers ook geoffer word, om daaraan te dink dat dit is die Heilige Gees wat die volbragte werk van die lam van God ons aan die harte bring. So ons vier dit hierdie jaar met nagmaal, ons vier dit ook weer met Pinkster, dat die lam van God vir ons ook dan sentraal is. Ek kan nie ook maar daarop wys dat ten tye van die begin van elke maand moes die volk dan ook 7 lammers aan die Here dan ook weer bring. En so was daar gedurig feeste in die Ou Testament. Ek dink maar aan Rosh Hashanah, die fees van die trompet, en dit is dan 'n wekroep aan die volk, die eerste van elke 7de maand. En dan moes daar 7 lammers geoffer word, om vir die volk te sê, draai terug na die Here, word weer versoen met die Here. Dan ook die 10de van die 7de maand, in die Ou Testament, bekend as die Versoendag of Yom Kippur, moes daar ook dan 7 lammers geoffer word, en daardie fees, ja, die belangrikheid ook, ons moet met die Here versoen word, en dan was daar die fees van Tabernakels, of bekend ook as die Hittefees. Dan dink hulle terug aan toe die Here hulle gelei het uit Egipte land, deur die Rooi See en deur die woestyn, en ja, die Here voorsien, hy voorsien ook die lam, wat dan ook vir ons geslag is. By daardie fees is 98 lammers dan ook geoffer. So moet ons dan die fokus hou op die Here Jesus, hy wat onder ons kom tabernakel het. Hoe kan die Here onder ons woon as hy ons nie met hom versoen het nie? En dis alleenlik moontlik deur die bloed van Jesus Christus. En dan is ook die 8ste dag na die fees van die tabernakels, dan word weer 7 lammers gebring, en dan dink Israel aan die nuwe skepping wat gaan aanbreek.
Maar net om vir u te sê dat in die Ou Testament speel die lam 'n baie sentrale rol. Nou, watter rol sal die lam van God in u lewe speel? Liewe lidmaat, liewe broeder en suster, liewe huisgesin, so in die begin van die jaar. Ons het seker 'n paar voornemens vir die nuwe jaar, maar ons sal baie goed doen as ons vir mekaar net weer sê. Kan ons dit so vir mekaar sê dat ons wil onsself daartoe verbind aan die begin van die nuwe jaar. Here, U as die lam van God, God self, wat vir ons geslag is, mag ons oogdeurendheid op U wees, en mag ons dan ook met mekaar leef as versoendes, in vrede, in liefde, sodat dit vir ons 'n vol jaar en 'n jaar van dankbaarheid sal wees. Ons eer die Here, wat sy lewe vir ons afgelê het. Mag jy baie geseënde nuwe jaar hê. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U Uself vir ons gegee het as 'n offer. Hoe sou ons ooit self die prys kon betaal? Maar U het vir ons kom instaan. U het U lewe gegee. U het die prys betaal, sodat ons U kinders kan wees en altyd kan weet, die Here is met ons, ook in hierdie jaar. U is ons verwagting, en ons eer U, o Here. En dit bid ons met danksegging in die naam van die Lam van God, ons Here Jesus. Amen. 'n geseënde dag word U toegewens.